Welkom by die BizNews Blitzbriefing. Vandag is Maandag die 12de Mei 2025. In plaaslike nuus, die eerste vlugte wat Afrikaner vlugtelinge na Amerika vervoer, het opgestyg. Die eerste groep wit Suid-Afrikaners wat vlugtelingstatus ontvang het onder die Trump-era program, het Sondag van Johannesburg na die VSA vertrek. 49 Afrikaners is goedgekeur vir die huurvlug, bestem vir Texas via Washington. Die Trump-administrasie se aanbod van asiel aan wit Suid-Afrikaners met verwysing na onregverdige rassediskriminasie het teruggeslag ontlok. Suid-Afrikaanse amptenare het die skuif afgemaak as misleidende inmenging in binnelandse politiek. Die verkrummelende dorp Knysna bly agter sy tuinroete bure George en Plettenberg Bay. Eens 'n juweel van die tuinroete, stort die dorp se dienslewering in tye onder die ANC-koalisie geleide raad. Paaie is vol slaggate, watervoorsiening is onbetroubaar en vullisverwydering is wisselvallig. Adjunk-president Paul Mashatile se sekuriteitsspan is van enige oortreding vrygespreek na 'n byna 2 jaar lange dissiplinêre verhoor as gevolg van 'n video wat gewild geraak het van die 8 leiwagte wat voorgee om aangewapende burgerlikes op die N1 snelweg aan te val. Die destydse hoof van die burgerregtegroep Action Society, Ian Cameron, het 'n verbod gevra op wat hy die blou ligmafia genoem het. In 'n onderhoud gister met BizNews-joernalis Chris Stein, het United Independent Movement president Neil de Beer Cameron se sentimente beamoen en na die beamptes as skurke en boewe verwys. In internasionale nuus, China en die VSA het ooreengekom om tariewe te verlaag, wat handelsspanning verlig. Die twee nasies sal 90 dae hê om 'n breër ooreenkoms te bereik. Die stap verminder Amerikaanse heffings tot 30% en China se tot 10%, wat hernieude dialoog aandui, maar geen finale ooreenkoms is nog bereik nie. Rusland het oornag meer as 100 hommeltuie op Oekraïne gelanseer, net toe die Kremlin 'n voortgestelde 30 dae lange wapenstilstand in die voortgesette oorlog verwerp het. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky het Vladimir Putin hierdie week uitgedaag tot 'n in-persoon vredegesprek in Turkye. Terwyl Oekraïne en sy bondgenote 'n wapenstilstand voor onderhandelinge geëis het Moskou direkte gesprekke sonder voorwaardes aangebied. Die Amerikaanse president Trump het Oekraïne aangespoor om dit te aanvaar. Intussen het Zelensky ook 'n beroep op Paus Leo die 14de gedoen vir ondersteuning om die oorlog te beëindig.